Here, ons is vanmôre hier by mekaar en wat 'n voorreg is dit nie om ons oë te kon oopmaak, kerk toe te kan kom, hier te kan kom sit en ook te vra, Here, troos my, lei my, leer my en kom vul my. Vader, en dit is die gebed ook vanmôre as ons hier by mekaar is, Here. Dat die Heilige Gees ook die woord vir ons sal kom oopbreek. Dat ons die woord hard en duidelik sal hoor. Maar Vader, die gebed is ook dat die Heilige Gees hierdie woorde so verstaanbaar sal maak. Dat elkeen van ons wat vandag hier uitgaan, dat ons waarlik die woord en die woord alleen sal hoor, Here. Dankie dat ons dit bidend vir U mag vra vandag. Amen. Goeiemôre. Julle het seker gedink ek het vergeet om vir julle môre te sê, nee. Dis 'n voorreg om vanmôre hier voor te kan wees. Dis 'n voorreg om saam met julle die Bybel te kan oopmaak, die woord te kan lees en die woord te kan hoor. Nou ons gaan vanmôre die Bybel oopmaak by Jesegiel 37. As jy jou Bybel saamgebring het, is jy welkom om daar oop te maak. Aan die besoekers wat vanmôre hier is, baie welkom aan julle. Ons hoop julle geniet ook hierdie tyd saam met ons en dat julle ook waarlik die woord sal hoor en die woord alleen sal hoor. Kan nie wag vir volgende Sondag wanneer die kategese weer begin nie en wanneer ons weer die kerk stampvol kan sien nie. So dis ook 'n groot voorreg om te kan uitsien na die kwartaal wat weer begin. Jesegiel 37, dis een van daai gedeeltes in die Bybel wat ons al 'n paar keer gehoor het en paar keer gelees het en partykeer dan is dit vir ons vreemd om hierdie gedeelte te lees en ons verstaan nie lekker wat daar aangaan nie. Maar dis ook die gebed dat ons vandag duidelik sal verstaan wat daar vir ons gesê wil word. Nou vriende, die kultuur van die dag het soveel opinies oor wat reg is en wat verkeerd is en hoe ons moet leef en hoe ons nie moet leef nie. Maar die probleem met die kultuur van die dag is, hulle verander hulle gedagtes somme baie vinnig. Waar aan die ander kant God nooit verander nie. Die woord van God verander ook nooit nie. Dit is dieselfde altyd en daarom kan ons onsself vasanker aan die woord van God. God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, hulle bly altyd dieselfde. Hulle verander nooit nie. So ons is besig om die laaste keer te kyk na die Heilige Gees en die studie wat ons gedoen het oor die Heilige Gees vandag en wat 'n wonderlike ervaring was dit nie gewees vir my persoonlik om ook weer terug te gaan na die Heilige Gees, te kyk hoe werk die Heilige Gees en wat doen die Heilige Gees vir ons. En as daar een boodskap is waarmee almal van ons vandag hier by die kerk moet uitstap, is dit die volgende. En dit is, die Heilige Gees wil jou kom verander. Die Heilige Gees wil jou kom transformeer. Hy wil jou van binne af buite toe transformeer en hy wil ook die wêreld om jou kom verander. Nou vriende, ons het al baie sleg en al baie seer in hierdie wêreld van ons gesien en beleef. Ek dink aan die vloede wat die Wes-Kaap nou die afgelope tyd gehad het, al daai skade wat daar is. Ek weet nie of julle gesien het nie, so 2-3 weke terug was daar 'n klomp meentuise, woonstelle langs mekaar in Parys wat gebrand het. Ek dink aan die Nyasna brande so 'n paar jaar terug. So almal van ons het al 'n ramp beleef, almal van ons het dit al gesien en ons sien die pyn. So elkeen van ons weet wat dit is en ons weet hoe seer dit is wanneer een of ander ramp 'n mens tref. Nou die prentjie wat ek kry as ek dink aan dit is die van 'n klomp bene. Is die van 'n klomp droë bene wat daar lê. Nou dis een ding om hierdie rampe en die nagevolge van dit op jou telefoon te sien en op 'n foto te sien en is iets anderster om fisies daar te gaan staan en in daai omgewing te wees en dit daar raak te sien en dit te beleef. En ek dink wanneer 'n mens daar staan en jy sien hierdie pyn wat daar sou is, dan voel dit vir jou ook soos hierdie klomp droë bene wat jy raak sien. Maar as ons net 'n entjie verder kyk en ons kyk verby die droë bene, en ons kyk na die mense wat alles verloor het, ons kyk na die mense wat moed verloor het, ons kyk na daai mense met seer en hartseer op hulle gesigte, dan dink ek binne in hulle voel dit ook of daar soos hierdie droë bene is hier in hulle. Vriende, wanneer jy plat geslaan is teen die grond, wanneer jy nie meer moed het nie, kan 'n eenvoudige gesprek met iemand weer hoop
in jou lewe inbring. So ons het nie 'n ramp nodig om ons plat te slaan teen die vloer nie. Ons het nie 'n ramp nodig om ons moedeloos te maak nie. Ons het nie 'n ramp nodig om te maak dat ons sonder hoop is nie. Elkeen van ons het vanoggend hier by hierdie deure ingestap. Toe ons vanmôre hier by die deure ingestap het, elkeen van ons met ons eie seer en ons eie bekommernisse hier kom sit in die kerk. Ek wil so ver gaan om te sê dat elkeen van ons het met ons eie droë bene vanmôre hier in die kerk ingekom. So daar's hierdie droë bene in jou lewe en jy is desperaat vir God. Jy is desperaat dat God net weer lewe moet kom blaas hier op hierdie droë bene. En weet julle wat is die wonderlik om vandag te hoor? En dit is dat God is nie daar ver nie. God is hier. God is by ons. God wil lewe in ons lewens inblaas. Hy wil hierdie droë bene van ons weer kom lewe gee. Hierdie droë areas in jou lewe, God wil dit kom verander en God wil die wêreld deur jou ook kom verander. So ons gaan vandag kyk na Esegiel en ons gaan iets van God se hart sien hier in die boek Esegiel. Kom ons lees saam, Esegiel 37 vanaf vers 1. Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om hierdie bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Toe vra hy vir my: "Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom?" Ek het geantwoord: "Nee, dit weet net U, Here, my God." Hy sê toe vir my: "Tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle: Hoor die woorde van die Here, droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene: Ek gaan gees in julle laat kom sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle senings en vleis aansit en julle oortrek met vel en dan sal ek die gees in julle gee sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het toe as profeet opgetree soos ek beveel is en terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun. Die bene het na mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom daar senings en vleis aan hulle en word daar vel bo oorgetrek, maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my: Praat nou as profeet met die gees. Tree op as profeet, mens, sê vir die gees: So sê die Here my God, kom uit die 4 windstreke, gees, blaas in hierdie dooies in dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het en toe kom die gees in hulle en hulle lewe en gaan staan regop. Daar is 'n baie groot menigte. Die Here het vir my gesê: Mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê: Ons bene is uitgedroog. Ons het geen hoop meer nie. Dit is klaar met ons. Tree op as profeet. Sê vir hulle: So sê die Here my God. Ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, en ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gees in julle laat kom sodat julle kan lewe en ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, sê die Here. Kom ons gaan weer terug na vers 4 toe. Kom ons begin by vers 4. Hy sê toe vir my: Tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle: Hoor die woord van die Here, droë bene. So ons sien hier die woorde: tree op as profeet. Nou die 2020 vertaling vertaal dit met profeteer oor hierdie bene. Nou wat beteken dit? Tree op as profeet, profeteer oor hierdie bene. Wat beteken hierdie woorde? Wat beteken dit wanneer God vir Esegiel sê, gaan profeteer oor hierdie dooie bene? Nou wie was Esegiel gewees? Esegiel was 'n profeet. Sy rol was om 'n stem te wees vir God. So God sou met hom praat, God sou vir hom instruksies gee, God sou vir hom goed aan hom bekend gemaak het, en dan sou God vir hom sê: gaan en gaan sê dit vir die mense. So God was baie spesifiek gewees as dit gekom het by sy profete. Hy sou vir hulle die direkte instruksies gegee het, en dan sou vir hulle gesê het: maar gaan dan en gaan doen dit, en gaan sê vir die mense wat ek nou vir jou gesê het. So ons sien God sê vir Esegiel: gaan profeteer
oor hierdie bene. So die werk van 'n profeet was om leiding te gee, te bemoedig en mense op te bou. En dit is presies wat Esegiel gedoen het. Hy het mense bemoedig, hy het mense leiding gegee, hy het hulle opgebou. En in die Bybel sal ons sien dat daar 'n klomp profetiese boeke is. Jeremia, Jesaja, Daniël, Hosea, Sagaria, so kan ons hulle opnoem. Van die 66 boeke wat daar in die Bybel is 17 van hulle profetiese boeke. En net soos Esegiel het hierdie profete woorde van hoop, waarskuwing en 'n terugdraai na God toe gespreek. So vriende, nou dat ons weet dat Esegiel 'n profeet was en wat sy werk was, moet ons ook duidelik vir mekaar sê wat 'n profeet nie is nie. 'n Profeet of 'n profesie, verskoon die Engelse woord, is nie 'n psychic nie, as julle verstaan wat ek met dit bedoel. So 'n profeet of 'n profesie, dit is nie 'n medium nie, dit is nie iemand wat beweer hy kan self in die toekoms insien of hy kan self bepaal hoe dinge gaan gebeur nie. So om te profeteer is nie 'n manifestasie van ons eie behoeftes nie. Wat is dit? Wat is dit om te profeteer? Ons het nou mooi gehoor, om te profeteer is om dit te sê wat God sê. Dis wat dit beteken. Om dit te sê wat God sê, om God se woorde te gebruik. Kyk mooi, wat het God vir Esegiel gesê om te profeteer? Vers 4, hy sê toe vir my, tree op as 'n profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene. God gaan nie en sê vir Esegiel, gebruik hierso jou eie verbeelding, wees 'n optimis en sê vir hierdie bene wat jy vir hulle wil sê nie. Wat sê God vir hulle? God sê, gee vir hulle my woord, spreek my woord oor hulle, spreek woord oor hierdie droë, dooie bene wat hier lê. So God se opdrag is om die woord oor hierdie bene te spreek. En wat sal hy doen? Hy sal die Gees stuur en die Gees sal in hulle inbeweeg en die Gees sal lewe bring. So wanneer jy profeteer, wanneer jy lewe spreek, stem jy saam met dit wat God al klaar gespreek het, nog voordat jy dit kan sien. Nou daar's 'n verskil ook tussen om lewe te spreek en te bid. Om lewe te spreek is om God se woorde te vat, is om dit wat God hier sê te profeteer, en om te bid is om in te tree saam met iemand. Om saam met iemand in te tree en by God se voete te gaan sit. Nou hier is die wonderlike vriende. Hierdie is nie iets wat jy hoef uit te dink nie. Hierdie is nie iets wat jy hoef te moet gaan soek of hier moet jy bietjie uniek wees en seker goed uitdink en kreatief wees nie. Nee, dit is nie nodig nie. Want waar kry ons die woorde? Ons kry die woorde in die Bybel. Dis woorde wat die Here al klaar gepraat het. God se woord het alles klaar gesê. Alles klaar gesê wat gesê moet word. So ons het egter die geleentheid om hierdie woorde te vat en lewe te gaan spreek oor mekaar. Lewe te gaan spreek in ons huise, in ons gesinne, in ons families, oor ons vriende, maar in dieselfde asem vriende, moet ons ook baie versigtig wees wanneer ons hierdie woorde gebruik. Dat ons hierdie woorde nie uit konteks uitgebruik nie. Ek dink almal van ons wat vandag hier so sit, ken iemand wat deur seer gaan, ken iemand wat pyn beleef in hulle lewe. En as jy nie iemand ken nie, is dit dalk jouself wat vandag hier sit. En jy beleef self seer en jy beleef self pyn in jou lewe. Paulus kom help ons nogal met hierdie. Paulus kom gee vir ons bietjie raad as ons hier moet praat oor seer en pyn wat ons in ons lewens beleef. Ons sien Paulus kom praat hier oor sy eie seer, sy eie pyn, sy eie doring in sy vlees. 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg, my krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakheid roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Dit is om lewe te spreek oor jou lewe, om hierdie woorde te gebruik. Jy kan ook Jesaja 40 vers 31 spreek, maar die wat op die Here vertrou kry nuwe krag. Hulle kry arensvlerke, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle loop en hulle raak nie afgemat nie. Iemand wat dalk finansiële moeilikheid in hulle lewe beleef.
Natuurlik kan ons lewe spreek oor dit ook. Matteus 6 vers 33. Wat sê Matteus 6 vers 33? Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God. Dan sal julle ook al hierdie ander dinge gee. Dan sal ek julle ook al hierdie ander dinge gee. So word ons net beperk om lewe te spreek oor ander mense se lewens? Nee, ons kan dit persoonlik maak ook. Jy mag lewe spreek oor jou eie lewe ook. Jy mag lewe in jou eie lewe ook spreek. En jy geweet jy kan dit doen. So 'n paar jaar terug, was eintlik so 'n klein seentjie gewees toe dit gebeur het. En toe ek ouer geword het, het hierdie vrees net groter geword in my. En ek het hierdie vrees, lank met hierdie vrees in my lewe geloop. Maar ek het begin om die woord in my lewe in te spreek. Filippense 4, vers 6 en 7, het ek oor en oor en oor in my lewe ingespreek. Wat sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en met smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Weet julle wat het ek beleef? Hoe meer ek dit gesê het, hoe meer het ek dit begin glo, en hoe meer het dit my lewe kom verander. Dit het my lewe van binne af buite toe kom verander. Wanneer laas het jy in moeilike tye lewe in jou lewe ingespreek? Wanneer laas het jy oor jou lewe gespreek dat jy is meer as 'n oorwinnaar as gevolg van dit wat Jesus gedoen het? Ons is meer as oorwinnaars in Jesus Christus. Wanneer laas het jy die waarheid van die woord gevat, vriende, en jy het lewe oor jou eie lewe gespreek? Dink net gou vir 'n oomblik hoe dit jou nie geestelik sal verander nie. Dink net gou vir 'n oomblik hierdie lewe wat ons in mekaar inspreek, hierdie lewe wat ons in onsself inspreek, hierdie lewe wat ons in ons families, ons gesinne, ons vriende, ons kollegas inspreek. Dink net hoe kan dit nie die wêreld verander nie. Dink net hoe sterk sal ons geloof nie wees as ons die moed het om oor hierdie droë areas in ons lewe te gaan en lewe te gaan spreek oor hierdie areas nie. Kom ons gaan kyk verder. Kom ons kyk na vers 7 en vers 8. Ek het toe as profeet opgetree soos ek beveel is, en terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun. Die bene het na mekaar toe gekom en na mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe wat by hom pas. En terwyl ek kyk, kom daar senings en vleis aan hulle, en word daar vel bo oor getrek. Maar daar was nog nie gees in hulle nie. Nou hierdie is nogal belangrik om hierdie te sien. Daai liggame was volkome klaar reg, 100%. Hulle kon funksioneer. Teoreties kon daai liggaam funksioneer, maar daar was iets gewees wat gekort het. Hulle het nie gees gehad nie. Hulle het nie asem in hulle gehad nie. Nou ons kyk na die woord gees. En dan sien ons die oorspronklike vertaling vir die woord gees in Hebreëus is die woord ruach. Nou julle het al gehoor ek gebruik die woord ruach. Ek dink dis die enigste woord wat ek onthou van my Hebreëus 101 is die woord ruach. Want die prof wat dit vir ons gegee het so met passie verkondig. Nou wat beteken die woord ruach? Ruach beteken wind, gees of asem. So 'n paar weke terug het ons gehoor dat die Heilige Gees is soos die wind. Ons het toe gesê ons moet gaan sit en ons moet ons seile span en ons moet laat die Gees in ons seile inwaai. So kom ons kyk vandag na die vertaling van asem. Wanneer ons dink aan asem, sien ons hierso kom die wind. En ons sien God sê die wind moet oor die dooies waai. En die asem moet hulle inwaai. Die Heilige Gees moet kom. Die Heilige Gees moet in hulle ingaan. Die Heilige Gees moet vir hulle asem gee. So daardie liggame wat ons hiervan gelees het, hierdie bene wat by mekaar gekom het, hierdie bene wat vel gekry het, tendons, alles, het net daar gelê. So die Heilige Gees moes kom, oor hulle waai, in hulle inwaai, asem in hulle ingee. Wat's die eerste ding wat jy doen as jy gebore word? Nee, wat's die laaste ding wat jy doen as jy hier op aarde gaan? Nee? Hulle het daar gelê. Hulle het hierdie asem nodig gehad om te kan lewe. Vriende, as ons nie die pad saam met God stap nie, kan ons baie keer lyk
soos daai liggame wat daar is. Vol vleis, vol tendons, alles. Maar as ons nie die pad saam met God stap nie, het ons nie sy asem in ons nie. En as ons nie versigtig is nie, kan ons so vinnig vasgevang raak in hierdie daaglikse roetines van ons. En met respek gesê, vriende, ons kan vasgevang raak in 'n Sondag Christenskap. 'n Sondag Christenskap. En besef jy, God wil vir jou meer gee as dit wat jy net op 'n uur hier kry op 'n Sondag. Besef jy, God wil vir jou meer gee as daai paar minute in 'n week wat jy vir hom afknyp, omdat jy net gou vinnig hierdie droë area in jou lewe het, en jy het net gou vinnig sy hoop nodig, en vinnig sy moed nodig. God wil vir jou veel meer gee as dit. Hy wil nie net vir jou bietjie asem gee nie, hy wil jou kom vul. God wil hê ons moet ten volle leef. En dit is hoekom hy Jesus vir ons gestuur het. Wat sê Johannes 10 vers 10 vir ons? 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Maar ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Dit is wat God vir ons lewens wil hê. Hy soek nie net een kamer van jou lewe nie. Hy soek nie net daai een stukkie, daai een deel, daai een vertrek in jou lewe nie. Daai een vertrek waarna toe jy vinnig gou gaan as jy 'n bietjie moeilikheid het, of as jy sleg het, of as jy seer het. Hy soek nie dit nie. Wat soek hy? Hy soek alles. Hy wil jou hele asem wees. Hy wil binne in jou wees. Hy wil daar wees vir jou. Dink net gou, vriende, wat kan gebeur as ons die Here in beheer sit van alles? Wanneer al jou besluite, al jou keuses, al jou bekommernisse, wanneer dit eers deur hom gaan. Dink net gou, wat 'n verskil kan dit vir jou maak in jou lewe? Vriende, laat God die middelpunt wees van jou lewe. Laat hy die middelpunt wees. En wat gaan jy beleef? Jy gaan lewe beleef. Jy gaan asem beleef. So die Heilige Gees kom, en hy kom gee vir ons meer as hierdie afgewaarderde Christenskap wat ons partykeer beleef. So Jesus het sy lewe vir ons gegee. Hoekom het hy sy lewe vir ons gegee? Sodat almal van ons wat vandag hier is, ten volle kan leef. En ja, daar's baie veel meer by die kerk as net 'n uur op 'n Sondag. Daar's veel meer goed wat hier gebeur, waarby jy betrokke kan raak en wat jou kan help groei. En vriende, ons kan nie altyd al hierdie goed alleen doen nie. Dis hoekom ons mekaar nodig het. Dis hoekom ons mekaar nodig het in hierdie pad, in hierdie journey wat ons stap, in hierdie pad wat ons mee wandel. Dis hoekom ons iets het soos gemeentebidure, om saam hier te kan kom sit, saam te kan kom bid, saam asem te kan kry, saam lewe te kan vra. Dis hoekom ons Bybelskool het, om meer te kan leer van die woord, om ons kennis te laat groei. Dis hoekom daar bedieninge is by die kerk, waar ons saam kan dink, saam kan leer, saam die koninkryk kan uitbrei. Dis hoekom ons iets het soos 'n omgeegroep, waar jy en jou naby mense julle harte met mekaar kan deel, waar julle kan lewe spreek oor mekaar se lewens. Dis hoekom ons iets het soos 'n jong werkende groep. Vriende, al hierdie goeders help ons om saam te groei as 'n gelowige. Ek weet nie of jy weet nie, maar as jy hier gaan uitgaan, in hierdie wêreld in, is dit 'n gebroke wêreld hier buite. Dit is 'n gebroke wêreld, vol seer en vol hartseer. En wanneer ons saam gaan begin groei in die Here, wanneer ons saam die pad met die Here gaan stap, wanneer sy Gees in ons gaan wees, gaan die mense nie net van Jesus hoor nie, maar hulle gaan Jesus ook in julle lewe sien en in ons manier van leef. Kom ons kyk na die laaste deel, vers 9 tot 14. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die Gees, tree op as profeet mens, sê vir die Gees, so sê die Here my God, kom uit die 4 windstreke Gees, blaas in hierdie dooies in dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het, en toe kom die Gees in hulle, en hulle lewe, en hulle gaan staan regop.
Dit was 'n baie groot menigte. Die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. Tree op as profeet, sê vir hulle, so sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, en ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe, en ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê, ek sal dit doen, sê die Here. Nou die krag van hierdie gedeelte lê in die konteks van hierdie gedeelte. Hierdie gedeelte is geskryf in 585 voor Christus, tydperk gewees waar die volk Israel verskriklik aangeval was. Paar keer aangeval was, die tempel is vernietig, daar waar God se teenwoordigheid was, die tempel was mos God se teenwoordigheid, dit is vernietig, en 'n klomp van die mense is weggevoer in ballingskap. So hulle hoop was min, hulle was teen die grond gewees, hulle gemoed was teen die grond. Hoe weet ons dit? Kyk wat sê vers 11, ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. Hier sien ons hierdie volk. Hulle is onder 'n mag, en hierdie mag is teen God, dis mense wat teen God is, hulle is ver van hulle mense af, hulle weet nie hoe hulle by God kan uitkom nie, want die tempel is verwoes, hulle weet nie waar is God se teenwoordigheid nie, hulle is omring met hierdie dooie bene, hulle beleef hierdie hartseer, hierdie pyn, hierdie gebrokenheid. En as ek aan hierdie ding kan ek nie help om te dink aan die mense wat alles verloor het in die vloede nie. Mense wat oor hulle landerye kyk, jare se harde werk en daar is niks meer nie. Ek kan nie help om daaraan te dink aan mense wat voor 'n huis staan en alles wat hulle besit het was in daardie huis en nou is dit weg nie. Dalk sit jy vandag hierso en jy weet presies hoe dit voel. Want jy beleef dit nie buite nie, maar jy beleef dit hier binne. Ons almal weet hoe dit voel. Ek weet hoe dit voel. Maar aan die ander kant sien ons 'n belofte, vriende. Ons sien 'n belofte daar in vers 14 wat sê, ek sal my gees in julle laat kom sodat julle kan lewe en ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, sê die Here. So ons kyk na hierdie droë bene in ons lewe. Almal van ons het hierdie areas. Almal van ons het hierdie droë areas in ons lewe. En ons kyk na dit en ons sê vir die Here, Here, ons het U nodig. Here, ons het lewe nodig hier. Dalk sit jy vandag hier en daai droë bene in jou lewe is dalk 'n huwelik of 'n verhouding wat net nie wil herstel nie. Vriende, ek weet nie wat is jou droë bene nie. Ek weet nie wat is hierdie droë areas in jou lewe nie. Maar ek wil jou kom bemoedig met 'n belofte uit die woord uit. Ek wil jou kom bemoedig met dit wat direk in die woord staan. En dit is, vriende, dat dieselfde gees wat daai tyd oor daai bene gesweef het en lewe in daai dooie areas ingebring het, en daai dooie bene ingebring het, dit is dieselfde gees wat vandag ook in jou wil lewe inbring. Dit is dieselfde gees wat die dooie areas in jou lewe weer wil kom vul en wil kom lewend maak. Hoe weet ek dit? Kyk wat sê Galasiërs 3 vers 29. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Vriende, ons is deel van daardie belofte wat God jare, duisende jare terug gemaak het. En daardie selfde asem wat daai tyd geblaas het, is dieselfde asem wat nog steeds lewe in elkeen van ons ook inblaas. Die Here wil kom en hy wil jou kom vrymaak van dit wat jou vashou in die verlede. Hy wil jou kom vrymaak van dit. Romeine 8 vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Jesus of wat in Christus Jesus is nie. Daar is dus nou geen veroordeling nie en dis die lewe wat vandag oor jou wil spreek.
Dis die lewe wat ek vandag oor elkeen van ons wat hier is wil spreek, dat daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Jy het dalk vanoggend hier ingestap. Jy het hier ingekom met skaamte, die gewig van skaamte. Ek wil hierdie woorde oor jou lewe spreek. Daar is dus geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Hoekom nie? Want Jesus Christus het klaar vir ons aan die kruis dit betaal. En weet jy wat? Ek en jy, ons is ambassadeurs. Vriende, die laaste paar weke het ek gesien hoe die Heilige Gees werklik in mense se lewens werk. Hoe die Heilige Gees kragtig besig is om in mense se lewens te werk. Ek het dit gesien, ek het dit beleef. Maar die Here wil nie net lewe in jou lewe inblaas nie. Hy wil ook lewe uit jou uitblaas. Hy wil jou gebruik as sy ambassadeur. Hy wil jou gebruik om daar te wees vir hom. En wat 'n ongelooflike geskenk is dit nie? Wat 'n ongelooflike voorreg is dit nie? God is God. Hy kan alles self doen. Hy het die krag om enigiets te doen. Maar hy is die wonderlike. Ek en jy, in ons gebrokenheid, ek en jy wat verlos is, deur Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het, ek en jy wat verlos is deur die bloed van Jesus Christus, wat ons sondes kom skoon was het, God sê, ek wil jou gebruik, om lewe te gaan blaas, op 'n plek waar daar nie lewe is nie. Jesus praat nogal van, 'n paar keer van ons, wat opgaan na die koninkryk van die Vader toe. Maar wat vir my interessant is, hy praat meer oor ons, wat die koninkryk van die hemel aarde toe moet bring. So wat wys dit vir ons? Dat Jesus is meer besorg oor ons, wat die koninkryk sigbaar hier op die aarde moet maak. En daarom het ons mense nodig wat kan werk. Daarom het ons mense nodig wat kan bid. Daarom het ons mense nodig wat lewe kan spreek. En vriende, ek wil vir jou sê, hier's vir jou plek hier. Jy kan dit hier doen. Maar jy kan dit ook gaan doen daar waar jy bly, waar jy werk, waar jy speel en waar jy lag. As daar 'n droë plek in hierdie wêreld is, waarvan jy bewus is, of as daar 'n droë area in jou lewe is, God kan lewe op dit blaas. God kan asem vir dit gee. Nie as gevolg van jou nie. Nie as gevolg van dit wat jy kan doen nie, maar as gevolg van dit wat in jou is. Ek en jy, ons was nie 'n geskikte plek vir God gewees nie. Voor ons onsself oorgegee het aan die Here, voor Jesus aan die kruis gesterf het, kon God nie in ons gewoon het nie. Jesus het mens geword. Hy het aan die kruis gesterf. Sy bloed het ons sondes kom vergewe. En wanneer ek en jy in Jesus Christus is, word ons 'n tempel van die Heilige Gees. Wanneer ek en jy in Jesus Christus is die Heilige Gees in jou. Elkeen van ons het vandag by hierdie deur ingestap. Met jou eie droë bene. Jou eie droë areas. Dalk is dit 'n verhouding, 'n sonde, 'n teleurstelling, 'n bekommernis. Weet jy wat is die goeie nuus vandag? God is nie bang vir jou droë areas nie. God is nie bang vir jou droë bene nie. Hoekom nie? Want hy is die God wat lewe gee. Maar hy wil nie net lewe in jou inblaas nie. Hy wil ook lewe uit jou uitblaas. Hy wil ook hê ander se lewens moet verander word deur jou manier van leef. En daarom gee hy vir ons sy woord, daarom gee hy vir ons sy gees. So ons hoef nie ons eie woorde te gaan soek nie. Ons hoef nie ons eie dinge te probeer opmaak nie. Die Heilige Gees het dit klaar vir ons gegee. God het dit klaar vir ons gegee.
En so kan ons ook hier uitgaan en lewe gaan spreek oor ander. Vriende, wanneer ons hier in die kerk sit, wanneer jy nou oor 'n paar minute van nou af hier gaan uitstap in die wêreld in, wil ek hê jy moet oor die volgende dink. Waar is die droë bene in my lewe, waaroor ek God se woord moet gaan spreek? Waar is daai droë bene in jou lewe, waar jy moet gaan en jy moet God se woord oor dit gaan spreek? En dan, die volgende een, na wie toe stuur God my om hoop en lewe te bring? Onthou, dieselfde Heilige Gees, wat die droë bene in Esegiel lewend gemaak het, is dieselfde Heilige Gees, wat die droë areas in jou lewe kan lewend maak, wat asem kan gee vir die droë areas in jou lewe. Wanneer jy in Jesus Christus is, kan daar vir jou lewe wees. En vriende, daarom het die dood nie die laaste sê oor ons nie. Die lewe het. Ek gaan geleentheid gee. Daai twee vrae gaan net so op die bord bly. Ek gaan geleentheid gee waar jy kan stil raak. Praat met die Here oor dit. Deel jou gedagtes met die Here. As jy vandag hier sit met daai droë bene, spreek lewe. Spreek God se woord oor dit. Onthou, jy is meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus. Soos jy hier sit, wil ek hê jy moet lekker diep inasem. En blaas dit uit. En asem in. En blaas dit uit. Elke keer wanneer ons inasem, asem ons hierdie lewegewende suurstof in. Ons asem die Gees in. Elke keer wanneer ons uitblaas, blaas ons die sleg, dit wat toksies is, blaas ons uit. En met dit sê ons ook, Here, gee vir ons asem wat lewe gee.
Here, dankie vir die kosbare oomblik. Om ook hierdie ontmoeting met U te kan hê vandag, Here. Hier saam te kan sit as gelowiges, as U kinders. Maar as ons vanmôre hier sit, het elkeen van ons eie stukkie seer. Elkeen van ons het ons eie droë bene in ons lewens, Here. En U ken dit. En ons kom gee dit vandag vir U. En ons bid, Vader, dat U asem, U gees, U wind, U ruach sal stuur om lewe te bring oor hierdie areas, Here. Vader, U weet wie is vanmôre hier moedeloos. U weet wie is hier teen die grond. Here, U weet wie sit vanmôre hier en nie weet hoe die toekoms gaan wees nie. En in die naam van Jesus bid ons, o Gees, dat U sal kom, dat U lewende asem oor hierdie droë dele sal waai, Here, sal blaas. Maar Vader, ons weet U wil nie net hê dat hierdie lewe vir onsself gehou moet word nie. Maar ons weet U gebruik ons ook om hierdie lewe uit te blaas na ander toe. En daarom bid ons, Vader, dat U vir ons ook hierdie week daardie ontmoeting sal gee, waar ons ook hoop en lewe kan uitblaas in 'n wêreld wat vol sleg en vol seer is. Dankie dat ons hier by U voete kan sit vandag, Here. O Heilige Gees, stuur ons, lei ons, leer ons, wys ons, wanneer ons ook hier uitgaan. Dankie dat ons dit mag vra. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die een wat vir ons sondes aan 'n kruis gesterf het. Amen.